wonderlike warm Kersfees. Groet vir julle almal vanaand hierso. Vanaand is eintlik sekerlik die hoogtepunt van Indikwa se 2025. Want ons het ook die voorreg gehad om verjaar, ons 40ste verjaardag te vier. En ek dink dit is gepas dat ons Kersopvoering in hierdie 40ste jaar ook die vorm aanneem van vanaand. Dit is lekker om so baie van julle hier te sien, want dit is soms een tyd van die jaar wat dinge wat sleg is, een kant toe stoot. En selfs 'n ou verweer nie graag goed nie, vanaand sal jy langs hom sit en as dit nodig is, sal jy sy hand vat. Dit is wat hierdie dag gebeur, wat ons terugdink, wat 2025 jaar gelede gebeur het. Baie welkom op hierdie spesiale aand. Ek net so 'n paar goedjies noem. Julle sal sien op die bord, wanneer daar 'n lied opkom en daar staan almal. Dan beteken dit nie net ons almal hier agter nie, almal hierdie kant van die treinspoor gaan ook dan sing. So almal gaan saam sing en julle kan bly sit die hele aand. Behalwe die laaste lied, ons gaan afsluit met Stille Nag en dan vra as julle dan sal opstaan. Stille Nag en dan volg ons dit met Amen, so daarvoor staan julle in die einde. En dan ook, ek weet mense het altyd 'n probleem met 'n aand soos hierdie, want ons weet mos nou, hier sit mense wat kan sing hoor, hierdie ander ouens, hulle kom leer vanaand, maar mense wil graag applaus gee. Maar op 'n aand soos vanaand is dit moeilik vir twee redes. Dit breek dikwels die emosie, die atmosfeer wat die aand in 'n mens se hart bring. En dit neem ook baie tyd op, want hierso word, as ek nou mooi tel, 37 goed gesing. Nou kan julle dink as na elke lied applaus gegee word, dan gaan ons 7 uur klaarmaak, dan gaan ons huis toe sonder dat iets gebeur het. So ek gaan, as ek nou klaar gepraat het, gaan ek vra dat julle dan vir al die persone wat optree, die sanggroep, die twee kore, 'n lekker applaus sal gee en aan die einde, na ons nou met Amen afgesluit het, dan is julle welkom om maar die dak te lig. Eintlik nie welkom nie, julle moet asseblief aan die dak lig, anders kom hulle nie weer. Goed, dan na die tyd ook, as julle nadat die applaus stil geraak het aan die einde van die aand, daar's koffie en tee daar aan die ander kant in die kombuiskant, dat julle met liefde kan neem. Daar is nie net goed by nie. Ek en Annelie het die paar cupcakes wat was opgeëet, ons gestuur, moes hulle pak vandag. Net sien, dan nog iets is. Ja, dan 'n aand soos hierdie natuurlik, daar word baie werk ingesit voor die tyd. En mense kan nie anders as om dankie te sê vir die mense wat deel is van die aand, wat moeite doen en baie ure insit om 'n aand soos hierdie moontlik te maak. En ek wil sommer maar eers te begin deur, want vanoggend het ek nou weer gesien, hierdie ondersteuningsspan vir ons, hierdie manne wat in die tuine werk, wat ook hierdie stoele moet regpak. Dit is 'n werk, want hier is maar gewoonlik net 'n paar stoele wat uitgepak word. Nou moet jy van agteraf die stoele indra en die goed mooi. Hulle is die manne wat hierdie goed opgaan met die bo waar die liggies opgesit het. Ek by die saal, alles hier agter my opgesit het. So hulle laat die plek lyk soos dit vanaand lyk. So hulle werk baie hard vir hulle, sê ons baie dankie. En as hulle hier is, kan sy ons dank oordra aan haar ondersteuningsspan. Dan, wat is 'n aand soos hierdie sonder pragtige blomme? Dan moet ek net eens kyk, waar is die blom? O, hier staan dit agter die dak. Dat ek nou nie dankie sê vir iets wat nie is nie. Jane Dippenaar, net baie dankie vir hierdie pragtige rangskikking en vir die blomme wat en die manier wat dit rangskik is, wat so pragtig inpas in die gees van hierdie aand. Dan ook vir Hendrik Smit, van die, dis neem hierdie ding, die aand neem hulle vir ons op, dis gaan dit op YouTube kom, ne? So dit word nou vir julle kinders en agterkleinkinders en, nou ja, sal nou nog na hulle is vir hulle ook, vir ewig, dat dit ergens gesien kan word, mense wat nie kan wees vanaand en dat hulle dit kan sien en kan deel, dat dit kan deel in hierdie aand. Dan natuurlijk kan ons nie nalaat om vir Annelie Benne dankie te sê vir al die werk. Annelie is maar die breinkrag agter die hele ding. Sy begin maande
tyd mense werf. Sy begin mense soos vir Paul en hierdie mense verskriklike klomp geld betaal om vanaand te kan optree. En sy trek en sy vat dit uit haar salaris uit, net byna. Ek kry nie meer salaris nie. Annelien, baie dankie. Ek weet, omdat ek baie keer saam met jou werk, hoeveel werk ek gaan, hoeveel probleme daar is op die middelrug, hoeveel jy sukkel om goed te laat werk, as ek net gesien het, ons vanoggend gesukkel met die skerm. So, baie groot dankie. Jy is vir Tyniqua soveel werk. Baie dankie. En dan natuurlik ook vir julle die gehoor. Dit is verskriklik moeilik om jou beste te lewer as al die stoele leeg is. Ons het vanoggend probeer en dit werk nie. So ons is so bly julle maak vanaand die stoele vol en dat julle hierdie aand met ons kom deel. Juist omdat dit so 'n besondere aand is. Ek weet die aand soos hierdie raak mos 'n mens in jou hart aan en dit beteken vir elke mens dat ons gaan jy anders sien uit as dit ingekom het. So baie dankie dat julle ook gekom het. Julle help die kore en die groepie wat optree om hulle beste te gee. So vir jouself en julle ook aan die einde van die aand om nou as jy kans gee groot applaus gee. En dan natuurlik ons gaskunstenaars vir die aand, die George Mannekoor. Hulle is maar soos motte. Dan waar hulle optree, is dit as wat kerse aangesteek word en dan stroom die mense so toe. En ek weet nie hoeveel van die mense wat vanaand so is gekom het om die res van die aand te hoor en net vir Mannekoor te hoor nie. En ons sê vir hulle baie dankie dat hulle ingewillig het. Ons weet dat weeksaande is moeilik vir hulle, want baie van hulle is mense wat in die werksituasie is en nou moet klaarmaak nog vir vanaand so. Die Here ook baie welkom en baie dankie ook Christa en jou mense dat hulle vanaand vir ons kom deel maak om hierdie aand 'n groot aand te maak. Dan ook vir Paul Hofman en die Sing 4. Ek weet nie of julle naam Sing 4 of Sing 4 is nie, want in Engels lyk 'n 4 mos maar dieselfde. Hulle bly 4, ek weet nie of hulle gaan Sing 6 op 'n stadium word nie. Nee, hulle bly so. Julle baie dankie. Hulle is al, kom so baie hierso, ons is al besig om 'n woonstel of 2 leeg te maak vir hulle dat hulle maar kan oorbly. Paul sal dit nog nie maak nie, maar Julie en Colette en André dink hulle sal kwalifiseer vir 'n nuwe woonstel. Paul is al te oud. Ons het nie ou mense meer nie. En dan ook vir die groepie agter my vir Tyniqua se koor. Ek en Annelien praat in die week daarvan. Julle weet, hierdie mense oefen ook baie ure in die week. Ons vergeet eintlik dat ek dink ons het getel op 2 of 3 na is almal van ons oor 80. En ek dink die energie wat nog hier is en die bereidwilligheid en die gewilligheid is net wonderlik. En dit wys 'n mens is nooit te oud om vir ander mense iets te beteken en iets te gee nie. So vir julle ook baie dankie. Ek gaan nie vir myself dankie sê nie. Ek het al lank al voor die speel gedoen vanmiddag. Goed, ek weet nie, Annelie, ek dalk iets vergeet, niks uitgemis het, ek moes opgebring het. Leon. Leon wat op kort kennisgewing vir ons ingewillig het om die bord te doen. Hierdie is so moeilik en dan, dit lyk maar lekker om daar te sit en van die bord af te sit, want daai ding ingestel te kry dat hy reg werk en veral Leon wat nie van tevore met ons kon saamwerk met die program nie, is 'n moeilike ding. So Leon, baie dankie ook dat jy ingewillig het en Sarona, dankie dat ek weet Woensdag aand is julle, amper sê ek vry Saterdag aand, dis klein Saterdag wat julle sê, dat jy hom afgee om, maar ek weet jou om dop so, dat ek seker maak dat hy reg. Vriende, baie dankie. Ons gaan nou met die program begin. Ek wil begin weer net 'n kort gediggie te lees wat Helen Steiner Rice gespeel het, wat vir my so geskryf het, so pragtig is vir hierdie aand. Sy skryf, is daar 'n beter tyd of seisoen, 'n groter geleentheid om met God te versoen, om in aanbidding ons oë te rig op ons God die Skepper van aarde en lug. En ook wat 'n voorreg, terwyl die nuwe jaar naby is, om God te kan vra om ons sonde uit te wis en te weet dat as ons sy beloftes aanvaar, ons die nuwe jaar in ons gees kan begin as 'n splinter nuwe jaar.
En vrede, wil daar vreugde alom is, en vrede so soet, laat ons verlosser in gebed ontmoet. En daardie woord vra ek ook vir George Snygaard, so hy dan aan vir ons met 'n gebed sal open. Sluit by die woord. Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie Here dat ons ook vanaand nie by mekaar kan wees. Die naam groot te maak, die te loof, die te prys. Here, want U is liefde, U is genade, U is heilig, U is barmhartig. Dankie Here dat ons vanaand die met die Nekwa saam kan wees, en ook die kerk saam wees hier te bou. Ons sê dankie Here vir al die reëlings wat so ver getref is. Ons sê vir dankie Here vir elkeen wat gaan optree, vir elkeen wat gekom het. En ons gebed is Here dat alles wat vanaand hier gebeur, dat alles ook net tot U eer en U verheerliking sal wees. En dat die hand van seëninge oor ons elkeen sal wees. Waar ons ook 'n Kerstyd begin, Vader, U wat vir ons die groot geskenk denkbaar gegee het, die Seun Jesus op aarde gebore is. Dankie Here, dat U na die aarde toe gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien. En wil U ons ook in die tyd help om U liefde ook uit te leef. Om vir mekaar lief te wees. Om op te gee vir mekaar. En ook vir mekaar tyd te maak. Verse me uit die overleef.
Comfort and joy.
Mary, did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you've kissed your little baby, you've kissed the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect Lamb? The sleeping child you're holding is the great I In die paradys het die mens letterlik skouer aan skouer met God geskuur. Totdat die slang in Eva se oor gefluister het en die mense verkeerde keuse gemaak het.
kies om vir hom te luister. En dit is waar sonde begin het. En jaar na jaar, eeu na eeu en geslag na geslag, en die sonde net erger, groter en meer geword. God het tussenin vir hulle gestraf, soms baie hard gestraf. Maar in sy liefdevolle genade het hy elke keer ook weer vir hulle vergewe en hulle weer die pad teruggehelp. Juis, omdat hy in sy goddelike hoop 'n volmaakte plan weggeberg gehad het vir die dag wat niks anders meer vir die mens kan werk. Die profete het ook geweet. Jesaja sê in Jesaja sê in hoofstuk 7 vers 14, die Here sal daar homself vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. In hoofstuk 9 vers 1 sê hy, die volk wat in die duisternis geleef het, het 'n groot lig gesien. Ook vir die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. In vers 5 sê hy, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid. En dan in hoofstuk 53 sê Jesaja verder, die Here het ons al ons sondes op hom laat neerkom. Hy is gestraf oor die sondes van die volk, al het hy geen misdaad gepleeg nie. Hy sal baie mense regverdig maak, dat hy die straf vir hulle sondes op hom geneem het. Maar die plan wat God in sy kop weggewerk het, noem ons Kersfees. All in
My sins were dried and nailed in you. That rugged cross was my cross too. Still every breath you drew was hallelujah. 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 jaar gelede het daar die plan waarvan ek net gepraat het, onherroepelik in die mense lewe ingebreek. Matteus 1 vers 22 sê, dit het alles gebeur, sodat die woord van die profeet vervul sou word. Die maagd sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel, God by ons, noem. Ons weet, hulle is die koning der konings. Is hy nie met pracht en praal en in pracht en praal in 'n paleis gebore, maar in die eenvoudige stal. Nie in Jerusalem nie, maar in Bethlehem, 'n klein dorpie, soos Micha voorspel het. En jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal oor Israel regeer. Hy sal sy volk lei deur die krag wat die Here hom gee. Hy sal vrede bring. Vriende, hy moes in 'n stal gebore word, want elke mens, hoe arm of ryk jy ook al is, hoe versleet hy jou klere ook al is, of hoe deftig jy al geklee mag wees, hoe ryk, hoe 'n titel jy mag hê, of hoe eenvoudig jy mag wees, elkeen van so 'n mens is in 'n stal welkom en hy kan 'n stal ingaan. Maar bitter min mense kan in 'n paleis ingaan. En omdat die stal vir ons almal toeganklik is, kan ons klokke lui. Kan ons almal, as dit net in ons gedagtes, van die jaar weer 'n besoek aan die krib in Bethlehem bring. Kan ons elkeen 'n blik werp op die volmaak geskape baba. Die baba wat die begin was van God se volmaakte plan.
plan waardeur redding vir elke mens moontlik geword het.
Vriende, ons juig vanaand met lofsange vir die koms na die wêreld van die koningskind. Ons het niks gedoen om hierdie onvergelyklike geskenk te verdien nie. Inteendeel, ons het juist soveel sonde gedoen dat dit nodig was dat hy kom. Maar die koms van die kind, wat uiteindelik by die verskriklikste lyding gesterf het vir elke sondaar, vra tog iets van onsself. Dit vra dat ons sal glo dat hy gekom het om in ons plek te sterf. Dat deur sy dood al ons sondes weggewas is, ons vrygekoop is. En as ons glo, dan gryp God weer eens in. Dan verander hy ons stamboom. Dan sê hy in Romeine 8, vers 15 tot 17, as ons glo en hom aanroep, is ons kinders van God. Dan is hy ons Vader. Dan is ons erfgename van hom, saam met Jesus Christus. Wat erf ons? Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 25. Dit is wat die Gees ons beloof het, die ewige lewe. Ja, vriende, ons weet dat ons aardse lewens ergens gaan wegsterf. Maar vir God se kinders wag die ewige lewe daarna. En sal ons weer, soos Adam en Eva in die begin beleef het, saam met God in sy koninkryk kan leef. Watter onbegryplike genade het die kindjie deur Jesus se geboorte nie vir ons gebring nie. Al verstaan ons nie die omvang daarvan nie, kan ons antwoord deur God te loof en te prys daarvoor. Vir Jesus te dank vir die prys wat hy betaal het, en vir die Gees wat agtergebly het, om ons op ons nuwe lewenspad te help, en ons lewe toe te laat. Ons is nou die laaste deel van die aand, ook met ons sang en dankbare uitjubel. Laat ons hoor wat ons moet hoor. Laat ons met ons harte en gedagtes weer in Bethlehem 'n draai maak, en oor die krippie buig, God se genade en die baba sien. En laat ons dan hierdie aand afsluit, ook in die stilte van daardie heilige nag, dat ons daardie stilte beleef, alhoewel ons dan stille nag sing, dat ons in ons harte sal stil wees, so stil, dat ons die engele koor kan hoor. Set the night beat to the little
Agnus Dei,